Daar sê goeiemôre, dis die 13de Maart 2026 en ons het 'n spesiale gas vandag wat sy naam Vidor is, Vidor Reins, hy is van Suid-Afrika, een van ons refugees. Hy en sy jong gesinnetjie het hier opgedaag so 5 weke terug en bly nou in Oklahoma City in Oklahoma. So Vidor sê hallo vir die mense en vertel ons sommer direk aan wat se proses wat julle gevolg het. Wanneer het julle aansoek gedoen? Hoe lank het julle proses gevat? Goeiedag almal. Ja, soos ek vertel het, ek was seker een van die heel eerste persone wat die e-pos aan die heel begin, ek dink dit was dalk nog dieselfde dag wat die e-posadres op die ambassade se site gekom het. Ja, ek het onmiddellik toe ek daarvan hoor aanvanklik toe kry ek 'n gevoel dit is wat ek moet doen. So ja, ek het die e-pos gestuur en so 2 dae later toe het ek nog niks teruggehoor nie en toe begin ek al klaar 'n bietjie gestres raak en toe ek gaan kyk het ek actually een letter verkeerd gespel, so daar was nog klaar een fout wat ek gemaak het en toe het ek weer gestuur en ja, so 'n maand of 2 later het ek besluit, laat ek nog een keer stuur want toe begin ek hoor van daar's mense wat al soos gekontak was en so voorts en weer 'n e-mail gestuur wat, ek sit nou hier, maar op daai tyd was dit seker nie die beste om weer te stuur en toe het ek miskien nog verder agter in 'n ry of hoe ook hulle toegewerk het opgeëindig. Maar ja, toe Mei, ek weet nie, dit was omtrent die 10de of die 12de Mei, daarom het hulle toe mos nou offisieel 'n bietjie van 'n ander proses gehad waar jy 'n vorm en 'n ding moes invul. Ek dink die SOI is mos wat hulle hom noem of genoem het of so voorts. Ek het vir my ingevul toe, ek het vir my vrou ingevul, vir my ma en so 'n paar mense in my gesin en rondom my. En ja, weer eens soos meeste ander mense vir lank niks gehoor nie. Toe sien ek die eerste batch het daar aangekom en ja, ek het toe begin dink, dit gaan seker nooit gebeur nie. En toe ek het seker elke dag as ek by die huis kom, dan het ek vir my mense gevra, het iemand iets gehoor vandag? En wel, niemand het niks gehoor nie. En toe eendag want ek kom van Pretoria af, so ek het 'n ding bygewoon in Johannesburg. Toe sit ek in die Mug and Bean nog daar en bestel vir my iets en hier bel my ma my uit die bloute en sy sê vir my, ek het die call gekry en ek verstaan nie mooi wat sy toe sê nie en toe besef ek, dit was die call gewees en toe die ambassade, maar dit was ook nie die mense in Kenia of so voort nie, die ambassade direk het daar gebel en vir haar gesê, sy sien daar's belangstelling, ek weet nie wat hulle alles gepraat het nie. Sy het toe aan die einde gesê, haar seun en dogter en so voorts sal ook belangstel. Hulle het ons sake gelink. En ek dink daar's 2 dae later, toe bel hulle direk vir my, ook van die ambassade, jy moet jou redes en so voorts vir hulle toe gee. Ek gaan nou nie al my redes hierso noem nie, vir verskeie redes, maar ek het wel gepraat en het is af my gesê, ons sal ergens in die toekoms kontak kry, nie 'n spesifieke tydlyn of so voorts nie. En ek dink dit was 'n bietjie minder as 'n maand, seker so 3,5 weke later, toe kom daar 'n e-pos toe van die mense in Kenia af wat vir my sê ek moet ergens 'n oproep verwag. En ek dink dat omtrent 2 weke daarna toe hulle my in die hande kry en toe word daar reëlings getref en toe aan die einde Oktober se kant het ons al die stappe, al die interviews en so voorts gedoen en ook die medies. Ons was gelukkig, hulle het ons in 3 dae in 'n ry gereël. So ek dink dat as ek reg onthou, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, iets soos dit. En gelukkig vir ons, ek weet, dit is seker nou vir meeste mense nie die geval nie, maar gelukkig vir ons was al die locations binne 10 kilos van ons huis af. So ek dink dit was nou nogal vir ons gerieflik. Ek sê nog steeds as ek in Kaapstad gebly het of ek weet nie waar gebly het nie, sê ek nog steeds gegaan het, maar dit het nou vir ons baie goed so uitgewerk. En ja, toe daar was stilte gewees vir 'n redelike lang ruk. En ek dink hier omtrent einde November, ons omtrent 'n maand of wat later toe hoor ons weer iets. Hulle vra toe vir my vrou se geboortesertifikaat. Toevallig genoeg, hulle het nie gesê geboortesertifikaat, hulle het nie vir Anne Bridge of wat ook al gevra nie. Die woorde was birth certificate.
ek het my ander breach op daai punt gehad en ons het natuurlik ons dogters in gehad, maar my vrou het al, ek dink 8-9 maande wat ook al terug aan sy gedoen, nog steeds niks gekry nie. Ek stuur dit toe vir hulle, hoorie, ek weet nie of julle spesifiek die ander breach of so voort soek nie, maar ons het nie die normale een en hierso is basies die terugvoer wat ons ontvang het oor die aansoek en so voort. Ek stuur dit toe deur en hulle het amper onmiddellik, want ek weet meeste mense sê hulle reply glad nie of hulle reply amper nie. Hulle het amper onmiddellik, ek dink dit was nog dieselfde dag teruggestuur en hulle het dit so aanvaar. Ek weet nie of dit in die toekoms issues kan skep nie, ons sal maar moet sien, maar gelukkig het sy daarna toe gekry ook, so of dit is reg om opgetel te word, iemand moet dit nou vir ons gaan kry daai kant, maar in elk geval, so dis daarom nice. Ja, en wat het toe gebeur, so ons het toe daai e-mail gekry en hierso, ek dink, dit was die 2de of die 3de Desember, ek moet eintlik die dag onthou, want dit was vir my 'n baie groot dag, maar 2de, 3de Desember, hier kom die ding deur, ons is nou offisieel geaanvaar in die proses, wat hulle ons noem die approval letter of wat ook al die naam van die ding is, het toe deurgekom. Dis daar vir ons gesê, wees gereed, binne 2 tot 4 weke is julle op pad. En ja, en toe in daai tyd natuurlik as dit nou die Kerstyd breek, want wat is hier van die 15de, 16de Desember rond, toe het hulle ons bietjie gerus en so voorts. Ja, my vrou is toe na haar ouers, toe sy het bietjie daar gaan Kersfees en so voorts hou. Ek het in Pretoria gebly, want ek was in die goeie, wel ek's nou nog op goeie terme met my baas, so ek het vir hom met die interviewproses destyds in Oktober, ek het die dag na hom toe gegaan, want ek het 'n verlofdag ingesit, en nie geweet, ek gaan die volgende dag weer moet nie, en toe bel ek om te sê, kan ek gou met jou kom praat, en ek verduidelik toe vir hom, en daar's 'n paar trane in sy oë gekom, hy sê vir my, nee, hy verstaan 100%, en ja, ek meen, ons het nou nog 'n verhouding, ons praat nou nog, al is die ure, 7 ure of 8 ure verskil, met die daylight savings wat vir 'n paar dae terug oorgeskuif het, maar in elk geval, ek is nou in 'n goeie boekie daar, ek weet ongelukkig is dit nou nie vir al die mense wat noodwendig daar goeie tyd het nie, maar ek het basies tot 'n dag, voordat ons toen uiteindelik gevlieg het, aan nou werk, en toe in die proses, toe die Kerstyd nou verby is, ek dink dit was die eerste of die 2de week in Januarie, dus ek nou nogal baie gestres, want mens hoor niks nie, dis nou al verby die 4 weke, gaan jy vlieg, merk, en toe ewe skielik, toe kom daai e-pos deur, onmiddellik, toe kom nou oopmaak, toe sien ek die datum, en ek sien die plek waartoe ons gaan, en ek weet nie wat sien was vir my die beste gewees nie, want ek sou, as ek kon kies, sou ek sê Texas, en my vrou hou nou weer nie van die somer nie, want sy het in Alice Ras en Bethlehem nogal groot geword, die koudste en die warmste plek in Suid-Afrika, en sy verkies die koue, so sy wil sommer noord na of North Dakota of iets soos dit te gaan, en ek het van die begin af gesê, as dit gebeur, dan boek ons sommer die volgende dag vir ons 'n vlug na die meer sentrale state toe, want ek gaan nie daai koue kan vat nie. Maar in elk geval, ons doen toe nog, voordat ons nog geweet het, ons is aanvaar, bietjie navorsing, gebruik bietjie ChatGPT, wat ook al die geval is, en volgens ChatGPT, glo het of nie, was Oklahoma City die neutrale plek waar ChatGPT gedink het, ons nogal goed sal opeindig met ons agtergrond, en so in vragies, toe sê die e-posadres die dag, ons gaan na OKC toe, en ek weet ek nie, is ek meer bly om die datum te sien van wanneer ons gaan op die actual plek waartoe ons gaan nie. En dit was presies 10 dae voor die vlugdatum wat ons toe daai inligting kry. En ja, toe gebeur daai storm daar aan die einde van die Januarie, daai groot sneeustorm, en jy sal nie glo nie. Ja, daai erge een. En jy sal nie glo nie, ons is letterlik op pad na die area toe waar mens nou moet wag vir die vlug, kry ons die e-pos eis gekanselleer. Ek meen, jy moet verstaan, dis nie eers 'n dag of 2 voor die tyd nie, dit is letterlik, ons was in die vervoer op pad na die area, dus ja, dit was nou regtig baie hartseer, en ek meen, jy weet nie eintlik eers wat om te doen in so 'n situasie mee
op daai punt nie. En toe kan ek kan nie dink die mense wat aan die begin van die lockdown of die shutdown van die government in wat was dit Oktober se kant, ek kan nie dink hoe hulle moes voel, maar in elk geval ja, toe want ons kom toe by die plek en die mense van die Amerika sê toe hulle weet nie wat om te sê nie, hulle is net baie jammer daaroor en die ou het vir ons wel gesê, jy weet, ons het nou konfirmasie gekry, julle sal nog voor die einde van vandag weer julle volgende datum sê wat toe die geval was. So ons het dit toe onmiddellik gekry, maar toe is dit omtrent nog 2 weke later. So ja, tot ons letterlik, ek sê toe van die ander mense wat saam met ons vlieg, of hulle vra my, is ek nou gelukkig of happy, ek sê vir hulle, die oomblik wanneer ons daar by Atlanta die voet op die grond sit, sal ek vir jou sê, ja, ek is gelukkig. So, dit gebeur toe, so ons kom toe daar aan in Atlanta, ons het gevlieg van Johannesburg af, Delta, Johannesburg toe, 17 ure vlug. Maar om eerlik te wees, het dit regtig nie so sleg gevoel nie. Ek het al 'n bietjie gereis in my lewe, en ek het nog nooit so lank vlug gedoen nie, maar hy het eerlikwaar vir my nie so sleg gevoel nie. Ek was nog redelik vars toe ons daar land, ons kom toe daar, want ons is 'n groot groep, ek dink op daai spesifieke vlug, as ek moet tel, was verseker meer as 50, as dit nie meer mense as dit was nie. Ons kom toe daar, almal wag nou, tot almal nou afgeklim het, toe vat hulle ons deur alles wat jy moet deurgaan. Dit het seker omtrent by die 2 ure gevat. En ja, toe ons klaar is toe, moet ons nou opline waar ons tasse moet kry. En hulle gee toe vir elkeen nou hulle aparte kaartjies, want niemand daar het actually hulle details gehad wanneer hulle vlieg na die volgende. Hulle het geweet hulle waartoe hulle gaan, hulle het nie geweet hoe hulle daar kom of wanneer die volgende vlug is nie. Almal het net tot in Atlanta die goed gehad en ja, toe ons nou wag vir die tasse, toe roep hulle nou elke mens en sê jy vlieg nou die tyd. Ons was gelukkig, ons het letterlik 2 ure gehad en ons het 'n direkte vlug gehad vanaf Atlanta direk Oklahoma City toe. Ja, so dit was lekker geweest, maar baie van die mense wat op dieselfde vlug is, wat aan areas toe gegaan het sommer party deur 2-3 ander lughawens gevlieg om by hulle stad uit te kom. So ons was baie geseënd. Ek glo dit het te doen met die jong dogtertjie. Ek dink dit het sekerlik 'n rol gespeel. So ek sal vir haar dankbaar wees as gevolg van dit. Ja, ons kom toe hierso aan, kry ons tasse. Ons moet toe die agent wat ons opgetel het, baie nice ou, hy was nou hierso, ek het oom vertel vroeër, hier het 'n familie letterlik so 'n halwe uur voordat ons nou begin het, nog hier aangekom. Ja, hy was nou weer hier baie vriendelik, hulle help ons regtig hoe hulle kan. So ja, toe eindig ons nou hierso in een van die, sal ons sê, die ouer woonbuurte van Oklahoma City op, maar van wat ek nou al ervaar het in die stad self, is dit presies waar hy eintlik wil wees. Dis nie te duur nie. Ek dink in terme van cost of living is Oklahoma regtig nice. Ek sien wel in terme van werke, is salarisse miskien bietjie laer as ander stede, maar ek dink as jy regtig nou wiskunde gaan doen en uitwerk, wil jy eintlik nog steeds hier bly, want jy kan lekker leef, as ek dit so kan stel. Dis gebaseer op cost of living, baie salarisse. So nou het julle in Oklahoma City aangekom. Ja. Dis nou 5 weke terug. So sê vir ons net gou, julle is of gesin is nou al 5 weke daar. Het julle reguit na julle akkommodasie waar julle nou is gegaan, of was julle eers in 'n hotel? En dan wat is die proses wat julle daarna gevolg het om al die papierwerk te kry, en het julle alles al? Okay, so ons het direk gekom na die apartment toe waar ons nou nog bly, en ons gaan hier vir 6 maande bly. Hulle wou 'n jaar gehad het, en toe sê ek vir hulle, dit is nie, dit maak nie vir my sin om vir 'n jaar te teken, want ek weet van baie ander van die mense wat al hier is, wat sommer nou in 'n ander staat bly, van waar hulle gekom het. So, toe sê ek vir hulle, dit maak eerlikwaar nie logiese sin van julle om van ons te verwag, of vir my om nou hier 'n jaar ding te teken nie. So toe 6 maande, so ons van hierso bly vir 6 maande, behalwe as ons nou ander goed op sou pop. En ja, so dit was die stap nommer 1, ons het direk hiernatoe gekom, wat ek baie bly oor is, want dan kan jy sommer onmiddellik begin insettle en jou tasse begin pak. So ja, ek moet sê vir my, die tot en met hier kom,
vandat ons hier gekom het alles nog smooth gegaan. So jy het ook gevra oor die dokumente en so voort. So ons het daai selfde dag nog toe vat die agent ons kry 'n paar goed by Walmart ook net alhoewel ek moet sê hier was kos wat hulle vir ons verskaf het. Hier was 'n hele boks van die local food bank hier in Oklahoma City. Wat interessant is organic food, so dis nogal gesond, ek skat kan mens seker sê. En toe vat ons nog Walmart toe om miskien 1 of 2 goedjies te kry wat ons half gemakliker sal laat voel, of wat ons meer aan Suid-Afrika sou herinner in terme van kos en so, maar in my opinie, jy kan eintlik maar hierso eet wat jy in Suid-Afrika ook geëet het. Dit is my gevoel. En in terme van dokumente, so wat het eers gebeur? Ongelukkig het ek gelees, ek kan verkeerd wees, maar dit lyk my hier begin Januarie die Social Security Administration een of ander reël gemaak dat jy kan half net gaan met 'n afspraak. So jy kan nie half sonder 'n afspraak lyk my meer ingaan, at least nie hierso in Oklahoma City nie. So toe ons kon eers 2 weke nadat ons hier aangekom het die Social Security afspraak kry. So dit het 'n klein bietjie lank gevat en dit het miskien 1 of 2 goed bietjie delay, maar terselfdertyd het ons alles aanhou doen soos wat ons kon gedoen het tot op daai punt. Ek het bietjie gaan lees en ek het uitgefigure dit is actually moontlik. Ek weet nie of elke staat dieselfde is nie, maar ek het hierso inligting opgespoor dat selfs sonder dat jy al jou SSN nommer het, kan jy gaan jou lisensietoets oordoen. Ja. Wat toe die geval was. Nou ek het laat ek eerder sê, ek en my vrou het vir 3 jaar in Suid-Korea gebly en ek het daar 'n Koreaanse lisensie ook gehad en daar's eintlik 'n deal tussen Korea en die 5 state wat basies onder die Texas ambassade van Korea val om net onmiddellik jou lisensie te kan swap. Maar wat ek nou nie geweet het nie is daar's 'n spesifieke dokument wat nodig is en die ambassade van Korea gee net aan Koreane. Yep. En jy moet iemand kry kontak in Korea en wel ek meen ek 3 jaar daar gebly maar ek kan glad nie die taal praat nie en ja, toe besluit ek net weet jy wat, laat ek nie die ding oordoen, skryf maar die toetse oor en doen nie wat toets wat ek nou gedoen het en ja, nog voordat ek my SSN nommer gehad het ek al die lisensie en 'n kar gehad en ek het hierdie week Dinsdag, ek dink dit was Dinsdag, ja, het ek net ingegaan na die kantoor toe en net vir hulle gesê, wel hier is my SSN nommer nou, so kan jy net van die ding heg, dat mense net weet, alles is geheg, jy wil nou nie probleme hê nie. Maar ja, dis die geval, so ek het nog die tydelike lisensie, hulle het gesê, ek kry die nuwe een ergens in die pos oor 2 of 3 weke, het is nou omtrent 2 weke, so ja, maar intussen het ons toe die SSN nommer gekry, ons het basies, soos ek gesê, 2 weke gewag vir die afspraak, en presies 'n week, 7 dae na daai afspraak, het die ding in die pos op. En dit was omtrent 2 of 3 dae na ons die afspraak by die SSN kantoor gehad het, dat ons ook by die USCIS konfirmasie gekry het, dat al ons goed daar reg is, en toe, ons het die Vrydag toe die SSN nommer gekry, ja, dis korrek, en die Maandag, toe is ons EID-kaarte ook afgelaai in ons posbus. So ons het basies alles is reg. Ek weet weer eens baie ander mense sukkel ook 'n bietjie, maar ja, ons goeders is alles reg. Ek was Woensdag vir 'n baie nice werksonderhoud, die tweede onderhoud, ek het in persoon gegaan en ek het nou nog nie finale aanbod gekry nie, maar ek glo ek sal. Maar as ek nie doen nie, ek het al 'n klomp ander interviews ook gehad en ek meen, jy klik op 'n knopjie of dit nou LinkedIn is of Indeed of self op Google, jy tik net daar in as jy nou 'n spesifieke tipe werk soek in Oklahoma City of ek het selfs die plek hier naby probeer. Ek het om eerlik te wees, het ek selfs Texas net gecheck wat is daar beskikbaar. So daar's oral baie goed. Ek dink daar's so baie goed dat as jy nou regtig voel ek wil heeltemal iets anders doen, kan jy dit ook doen. Jy gaan miskien net 'n bietjie verder onder moet begin, maar en selfs ek weet ook oom het dit ook voorgestel en baie ander mense stel dit voor, dis verkieslik om half onder te begin en dit is so, maar dit beteken nie, jy kan nie uitgenooi word vir onderhoude, miskien iets wat jy al ervaring mee het nie, wat in my geval gebeur het. So
ek wil nie elke persoon daar buite moet dink nee ek gaan onder begin nie. Jy kan moontlik, maar dit beteken nie elke een van ons gaan ook nie. Presies. En ja, so ja. Ja, ek weet van families wat ingestap het in baie groot poste. Okay. Op die refugee program gekom het. Jy gaan nie noodwendig heel onder begin nie. Mhm. Hulle kyk vir al Afrikaanse blanke Afrikaners wat hier in Amerika is. Ek het by hierdie maatskappy begin. Ek sal 4 of 5 keer gepromoot in die eerste 3, 4 jaar. So hulle sien die waarde van hoe ons werk en alles en hulle gaan dit definitief sien. As jy jou skouer in die wiel sit hier op my maat, jy gaan so vinnig op werk in 'n plek in. Jy sal verbaas wees hoe vinnig. En baie keer as jy gelukkig is, kan jy net instap in 'n groter pos en jy kan jouself dalk verder opwerk. So moenie worry te veel oor begin nie. Almal gaan oor begin op 'n stadium. Maar dit hang alles van jou af. So nou is julle is 5 weke. Jy klaar julle het julle akkommodasie, jy het klaar kar jy sê, jy het julle werks authority, jy het al social security kaarte, jy het jou driver's license. Jy sien al dit in 5 weke. Wat sal jy aanraai vir mense as jy nou kyk 5 weke terug? Toe jy hier as jy nou weer 5 weke kos gaan 5 weke terug, wat gaan jy anders doen? Wat dink jy sou jy anders gedoen het om iets beter te doen? Wel as ek so kan sê, ek is bly oom vra daai vraag en dit is eintlik iets wat ek wou opgebring het as oom nie sou gevra het nie. So ek weet daar sekere sal ons sê standaarde wat elke refugee agency moet volg en dis goed. Ek meen dit moet ook so wees want jy kom in 'n vreemde plek en jy weet nie alles nie, maar wat ek wel kan sê omdat ons nou die 3 jaar ervaring gehad het in Korea, ek het daar geleer in 'n plek wat ek glad nie taal kan praat of lees nie. Jy moet maar vir jouself sorg. En ek het vir my vrou van die begin af gesê ek gaan daai selfde ding hier toepas. Ja, hulle gaan ons met baie goed help, soos byvoorbeeld hulle het die SSN afspraak vir ons gemaak. Hulle het alles gereël. Soos ek sê ons agent doen regtig goed. En ek het net besluit ek gaan nog steeds nie vir hulle wag en sê okay, ons kan dalk oor 3 weke gaan kyk of ons jou lisensie kan of meer kan uitvind oor die lisensie. Ek het van die begin af gesê ek gaan dit wat ek self kan doen, gaan ek so lank begin doen want ek wil nie vir 3 maande sit en dan ewe skielik wakker skrik nie. So my raad sal wees vat die hulp wat vir jou gegee word, maar doen alles self tot die punt wat jy kan en as jy regtig voel jy kan nie hoor dan by jou agent. Ja, my raad is so ek dink ek het een van oom se video's aan die heel begin toe ek oom se video's want ek dink ek is moontlik een van die eerste ouens wat oom se video's op begin kyk het toe oom nou meer oor die refugee goed spesifiek begin praat en oom het nog vertel toe julle met die groen kaart oorgekom het oom hier aangekom nie soos hierso wat 'n agent vir ons gewag het nie, oom het hier aangekom met amper niks nie. En ek het net toe al besef wanneer ons eendag hier gaan aankom, gaan ek toepas. Ek gaan basies 'n DIY persoon wees en ek sal hulp aanvaar, maar op die einde van die dag ek is verantwoordelik of ek 'n maand gaan wag of 'n jaar gaan wag voordat ek my lisensie byvoorbeeld kry. Jy kan blameer waar jy wil, maar die feit is jy kan dit self doen en dis die ding wat ek weet nie of oom sy saamstem nie, maar dis my opinie. Hoeveel jy op jou eie kan doen, dan is jy van iemand ook afhanklik. So dan kan jy vinnig op jou voete kom en jy leer daaruit. Byvoorbeeld ek moes toe 'n paar besoeke aan die lisensiekantore byvoorbeeld maak. Daar's random mense of dit nou Amerikaners of selfs ander buitelanders is wat met jou begin praat en jy bou sommer in die lisensiekantoor interessante geselskappe en miskien ewen kontakte vir die toekoms op. So my opinie is vat die hulp wat vir jou gegee word, maar doen jouself. As jy goeie op jou eie kan doen, go for it. Dit is my opinie, eerlikwaar. Ja, beslis. Jy moet as jy begin, ons is soos ons het hier aangekom, ons het geen keishoker se voet gehad, jy alles self. En ek het vir my vrou gesê ek gaan net 3 dae in die hotel boek van Suid-Afrika af nog. En ons is nog nie huis in daai 3 dae nie, klim ons op die aeroplan en kom terug. En so jy stel daai goal vir jouself, daai merkpunt. Binne 3 dae, ons het daai oggend van die 3de dag uitgecheck en in ons huis gaan intrek. Splinter nuwe huis. Ons was die heel eerste mense in die huis
wat ons gehuur het, ook vir 6 maande, moes hom vasteken vir 6 maande, want ons is nie mense, en nie 'n probleem vir ons gewees om vir 6 maande vas te teken nie, en ons het daar gebly en uitgegaan en gaan koop wat ons moes koop, en aan die gang kom. So, het julle nou al ingeskakel met julle community? O ja, dit is 'n ander ding wat ek voel baie belangrik is. So hier's vreeslik baie kerke. Ek meen dit is mos dis Tornado Alley wat ons nou Dinsdag die eerste ervaring daarmee gehad het. Dat ek nie nou te veel sê daaroor nie. En natuurlik dis die Bible Belt ook. So ja, ek het actually 'n neerspraak in teologie, so ek weet nie of dit is miskien hoekom hulle my ook hier in die Bible Belt gegooi het. Nie dat ek ooit in daai industrie gewerk het noodwendig nie, maar in elk geval, so hier's letterlik, ons wil hier by die hek uitgaan en dan ons sommer een van elke denominasie kerk oorkant mekaar langs die straat, so hier's oral kerke. Ja, ek myself is weer 'n bietjie meer charismaties, half sal ek sê. So ons het een of twee kerke aan die begin gesoek, nog voordat ons toe net die karmlisensie gehad het, ons so een of twee keer maar net 'n Uber op 'n Sondag gevat en toe so 2 weke terug, maar laat ek net eers sê, dit sulke ondergrondse Afrikaner of maar ek dink eerder sê Suid-Afrikaanse netwerke, want daar's baie Engels wat ons ook al gehelp het. Soos dan sal jy 'n random WhatsApp kry of 'n text message soos ons nou hierso gebruik en sê I got your number from this person of ook in Afrikaans, ek hoor jy's nie hier in Oklahoma. Ek moet sê, ons het nou nog baie kontak van Tulsa gekry. Ek neem aan daar's 'n klomp Suid-Afrikaners in Tulsa spesifiek, maar ja, ek meen hulle help ook hierso in Oklahoma City en toe so 2 weke terug, toe kry my vrou van 'n pastorie in die noorde van Oklahoma City, daar's 'n dorpie met die naam Edmond. Ek dink is meer soos 'n voorstad as wat dit regtig 'n dorpie is, want jy kan die stad nog sien. Baie mooi daar en baie rustig en hy sê toe, nee, hy's Amerikaner, maar hy het vir 16 of 18 jaar in Durban gebly. Hy was 'n sendeling daar gewees en hy het toe my vrou se nommer, ek weet nie waar gekry by iemand gekry nie, maar soos ek sê, daar's heeltyd sulke netwerkie onder die tafel wat jy niks van weet nie, en dan ewe skielik dan gebeur daar iets, so toe dit was 'n Saterdagmiddag of so iets wat hy ons gekontak het en gevra, wil ons nie asseblief die Sondagoggend kom nie. Ja, hulle sou ons ewen kom optel, want hulle het so 'n internasionale kerk. So is nie meer, daar's 'n paar Suid-Afrikaners, maar daar's byvoorbeeld Japaneese, daar is daar was een uit van Pakistan wat ek hierdie naweek ontmoet het, so van die hele wêreld. En wil ons nie net daai Sondag kom spesifiek nie, want daai Sondag het hulle na die tyd geëet, so dan kan ons nou 'n paar ander mense ontmoet. Ek sê toe vir my vrou, weet jy wat, kom ons gaan. En ons gaan toe, en ek glo dit was 'n godgemaakte appointment, as ek dit so kan sê, want dit voel my ek is nou op naambasis met die pastoor. Hy wil glad nie eers hê ek moet hom pastoor noem nie. Toe die tornado Dinsdag hier, of die warning ten minste deurkom, toe bel hy my en hy sê, ek sien die area waar julle bly is nou in die middel van die tornado, en ek besef, is nou die eerste keer dat julle weer so iets gaan, is julle alright. Ek sê van wel, ek voel net die huis so 'n bietjie ruk en ek hoor winde, maar nee, ons is goed. So ja, ek meen dit is hierdie een spesifieke pastoor. Daar's 'n paar ander pastore wat ook al kontak gemaak het onder andere, maar hierdie storie wil ek net graag vertel. Soos ek sê, hy het vir 16 of wat jaar in Suid-Afrika gebly. Interessant genoeg, hy praat nog 'n bietjie Afrikaans ook vir Amerikaners, so dit het my 'n bietjie geskok. Sy uitspraak op een of twee goeters is interessant, maar dit is baie nice. Hy voel eintlik soos 'n Suid-Afrikaner met daai agtergrond, maar in elk geval hier's 'n paar ander refugees, want ons is in so 'n apartment kompleks. Ek gaan nou nie die name en so voort noem nie, maar ja, ons bly in so 'n apartment kompleks, en ek dink met die familie wat vroeër gekom het, is ons 6, 7 mense hier, of 7 groepe, families of gesinne of wat ook al. En ja, so daar's 'n paar van hulle en hulle het nou al kontak gemaak en van hulle wil trou en so voort, en hy kan hulle nou help om te trou, want hy is 'n geregistreerde minister of wat ook al by die Oklahoma board. Ek weet nie hoe al daai goed werk, want ek het amper gedink dalk moet hulle maar sommer in Las Vegas toe gaan, maar hy kan dit sommer hier in Oklahoma byvoorbeeld doen. So dit voel my mense word hier al as 'n skakel tussen mense gebruik
En gister daag iemand op en lewer bokse vol potte en ek weet nie wat baba klere en sovoorts af. Ons het meeste van die goed nie eers nodig nie en wat nou weer deur ons agent het gesê hulle kan dit byvoorbeeld gebruik vir ander mense wat later kom. So ja, dit is heeltemal anders as wat ek verwag het. Ek sal nie dit sê nie want ek het geglo dit is verseker nie dat jy in 'n tent gegooi gaan word. Daai stories is nog steeds vir my baie interessant hoe mense dit selfs kan glo. Ek meen mense kan stories opmaak, maar die feit dat mense dit glo was vir my van die begin af weird, maar soos eerlikwaar tot vandag toe nog, ek het nou nog nie offisiële werk nie, het ek nog nie eendag gestres daaroor nie, ek het nog nie eendag gestres dat ek nie môre vir my of my gesin gaan kos hê nie, en in feite, die yskaste bly vol, dan gee iemand vir jou hierdie, dan gee iemand vir jou daai, toe ek nou laas Sondag by daai kerk was ook, toe ons wil gaan, toe sê die pastoor nie, kom gou saam, in die kerk het hulle so groot kamer, vol blikkies kos, rys, daai ja, dit lyk soos 'n spaza shop wat jy net vir 'n bietjie daar ietsie kan vat. So eerlikwaar, ek dink ek weet jou lewe verander. Jy kom uit 'n onveilige plek, jy's in 'n veilige area. Ek weet my gesin is nou veilig. Ons het net een of twee ander die deur oop vergeet. In terme van om nie te sluit nie, maar ek moet sê, ek dink al is ek 20 jaar hierso, sal ek maar nog steeds die deur sluit. Dit is net iets wat vir my baie vreemd voel. En ook, as ons in die toekoms 'n huis sou koop, dink ek sal ek vir my bietjie net heining omsit, nie vir veiligheidsdoeleindes nie, maar net vir privaatheid, want dit voel vir my bietjie weird. Maar ja, ek dink eerlikwaar, dit is 'n godgeseënde, of 'n godgegewe seën aan die Afrikaners spesifiek, of moet ek eerder sê die Suid-Afrikaners, want ek wil amper sê ek dan met meer nie-Afrikaners te doen gekry wat oorgekom het ook op hierdie program. So ja, ek moet sê, toe ons hier aankom, ek het tot vandag toe nog nie gevoel ek is nie by die huis nie. Dit voel vir my asof ek by die huis is. Ja, dis goed so. Ek wil goed twee goed noem. Die eerste ene is, ons gaan nou in tornado season in. So ek wil graag julle moet net besef, moet asseblief nooit 'n tornado warning ligtelik opneem nie. As hulle sê tornado warning, spesiaal met jou kinders, gaan en wag in die beskitte plek tot dit verby is. Ek het in die begin, weet ons kom van Suid-Afrika, ons ken nie sulke goed. Jy dink jy ken maar warrelwind en so aan. En miskien 'n donderstorm. So ek het nie begin nie eens ag gegee daaraan nie. Tot ek sien hoe daai tornado 'n 30 ton petrol trok op en gooi 100 meter verder op die grond neer. Dan weet ek, so moet dit asseblief nooit ligtelik opneem nie. Dis die eerste ding. Nou, dit is maar net 'n komment wat ek wil maak. Vir al die nuwe mense wat in Amerika aankom, as jy in hierdie area, as jy enige plek oos van die Rocky Mountains bly, enige plek oos van die Rocky Mountains, tot so ver as in Virginia in, tot by die Smoky Mountains, jy's in Tornado Alley. Enige plek wat plat is, definitief. Ons bly in die middel, in 'n area, ons bly in White House, maar die kans dat ons 'n tornado kry is baie, baie klein, want ons bly in 'n bergagtige gedeelte, in heuwels, en vorm my nie som nie, maar enige plek waar jy bietjie plat is, en van nou tot einde van die jaar, is Oktober, November, partykeer, is tornado tyd, moet asseblief nie daai tornado warnings nie. My volgende vraag wat ek vir jou het, was dit vir julle al nodig om by 'n food bank uit te kom? Nee, ons het nie nodig gehad om dit te gaan nie. Soos ek gesê het, toe ons die valley aankom, basies die yskas was vol, so dit het van die agentskap gekom, maar die boks met goed gestaan met die local food bank se logo, maar ons het nie self gegaan nie. Ons het glad nie self gegaan nie. En ek dink ewen as ons regtig sou dit nie nodig gewees het nie, want ons was nooit in 'n posisie gelaat waar nie kos of voeding of sovoorts was nie. Hulle kry ons ten minste een keer 'n week wat hulle ons sê, ons gaan na 'n Walmart of iets toe, want ons moet 'n sekere aantal geld wat aan elke gesin voorgegee word, wat hulle dan nou 'n bietjie van dit gebruik. Maar ek meen, so byvoorbeeld die heel eerste keer is daar gesê, jy gaan nou nie vir jou 'n TV of 'n ding daarmee byvoorbeeld koop nie. Dit is vir essential goods wat natuurlik sal kos daaronder val.
So So, maar jy weet waar is die food bank en 'n taxi om uit te kom as dit nodig is? maar ek het in daai boks wat ek van gepraat het, was daar soos 'n pamflet van die Pamflet, food ja. bank gewees met 'n QR-kode wat ek toe die dag aflaai. Ek sweer daar was 3 plekke as ek reg onthou binne 2-3 myl van ons af waar jy anyway kan gaan. Ek weet nie of dit 'n spesifieke plek is of daar miskien 'n paar kerke is wat saam met hulle werk nie. Ek is nie seker nie, maar daar was soos 3 of 4 plekke in ons area wat jy net heen kan Ja. gaan. Ja, is groot communities wat saam aan kerke wat saam met hulle werk. Het julle nou al op medies? Ja, dis eintlik die heel eerste ding wat ons agent prioriteit op geplaas het. Ek het nie nodig gehad om iets daar te doen nie. Dit was die dag nadat ek hier gekom het wat ons toe al in die relevante gedeelte gegaan het om daarvoor aansoek te doen. Ek onthou nog ek het so die mekaar gevoel met 'n bietjie jet lag. Ek het nie die vrae mooi geantwoord wat die persoon vir my gevra het die dag nie. Maar ja, dit was letterlik die dag nadat ons hier aangekom het en ek dink 2-3 dae later het ons klaar ons medies gekry. Toe ek al my check-up medies gedoen die dag nadat die medies deurgekom het. My vrou moes 'n paar dae wag want hulle kon nie nog 'n afspraak kry vir hulle om dieselfde tyd te gaan nie. Maar ja, ons het die medies, dit was actually die heel eerste ding wat ons gehad het was die medies. Ja, en dis belangrik vir almal wat nog gaan kom. Onthou dit. Mm. Die heel eerste ding wat jy aan moet werk met dat die UK soker is om jou op die medies te kry, want jy weet jy wat voor môre loop jy en jy kry 'n ongeluk of iets en jy het dit dringend nodig. So dis die heel eerste ding wat jy moet doen is om jouself op Medicaid te kry. En jy gaan daar bly tot Ja. jy gaan daar bly tot jy jou eie werk het in jou company gee vir jou mediese plan, dan kan jy van dit af afkom, want jy gaan bo 'n sekere inkomste vlak wees wat jy nie meer kwalifiseer vir Medicaid nie. Ja, korrek. So, ons tyd is besig om uit te loop. Ek is beperk vandag. Is daar nog ietsie wat jy wil sê wat ons kan mee afsluit vandag? Sjoe, dit is moeilik want ek het baie van oom se video's en miskien van die ander mense se video's al gekyk en dan elke keer word daar gesê een van die mense sê mos trust the system of have faith in the system of iets en eerlikwaar nou as ek nou hierso sit kan ek dit 'n bietjie verstaan, maar vir iemand wat nog daarso sit, dit is nie so maklik nie. Ek weet dit is vir iemand nou soos ek om weer om dit te sê, so ek gaan nou nie hard daarop dring nie. Maar wat ek sou sê is berei jouself voor om oor 'n paar dae te kan gaan as daai ding deurkom. Ja. Wees gereed. So ek het seker al vir maande lank met my kop geleef asof ek al hier is, al was ek nie hier nie, en ek het myself prepare. Okay, hoe gaan ek vinnig 'n lisensie kan kry? Hoe gaan ek hierdie kan doen? So terwyl jy dit kan doen, ek meen jy kan tegnies kan jy seker al vir werk ook begin soek. Ook as jy nog daar sit. So ek wil nou nie een van daai wees wat sê trust the system nie, want ek verstaan dis nie so eenvoudig soos dit nie. Ek praat nou uit eie ervaring daar. Maar wat ek wel sal sê is ek glo eerlikwaar is 'n godgegewe geskenk aan ons en my eerlike opinie is ek dink oor 5 of 10 jaar want ek sal ook by sê ek was gekritiseer deur mense wat baie naby aan my is so erg so dat ek op 'n tyd gevoel het ek wil met van hulle nooit weer praat nie. Dis eerlikwaar ek het so gevoel gelukkig het ons nou weer kontak en daar was deur party mense iemand vir my gesê hulle is actually trots op die stap wat ons geneem het. So ek is van die opinie as jy ook gaan kyk na geskiedenis van die wêreld gaan kyk na Nazi-Duitsland of spesifiek Rwanda ook as jy gaan kyk wat daar gebeur het en wat was dit die 90s. Jy kan nie daar sekere goed wat mense sê en doen en so voorts wat jy nie ligtelik kan opneem nie. Ek meen Hitler byvoorbeeld het sy Mein Kampf jare voor wat actually gebeur het geskryf en niemand vat net sulke goed ernstig op nie. So mense kan dalk nie met my saamstem nie wat fyn is, maar ek is van die opinie ek kan nie sien hoe dinge in my leeftyd of ewen my dogter se leeftyd kan verbeter nie en ek voel as jy wil veilig wees en nie hoef te worry oor wie môre dalk by jou huis gaan opdaag of wat ook al die geval is nie. So ek sê as jy ewen al geconsider het om hierdie te probeer, dink ek jy sal klaar die regte mindset om deur te gaan en ek meen op die einde van die dag
ek weet nie hoe kan ek my dogtertjie op 18 in Suid-Afrika picture nie. Eerlikwaar ek weet nie hoe nie. Ek weet nie of die mense dit reg doen. Nee, Ja, glad. so my eerlike opinie en my eerlike raad is terwyl dit 'n moontlikheid is, so ek sê probeer jou bes Ja. en jy sal voel jy die regte ding gedoen en jy sal veiliger vanaf jou die lughawe aankom voel, eerlikwaar. Ja. So nee, dit wys maar net jy's 'n voorbeeld van 'n ou wat al in Februarie laas jaar aansoek gedoen het en nou eers in Februarie die jaar gekom het. Dit het so lank gevat. Dis so lank dit kan vat. So die mense moet net hulle mind reg set. Dit kan so lank vat en dan gaan dinge kan ook baie vinnig gebeur as hulle vir jou sê maak reg. So wees net gereed, wees net geduldig en dan dis die proses. Dankie Widor vir die gesprek vandag. Dit was regtig interessant. Ek sal binnekort hierdie vir ons oplaai en dan sal ek julle miskien later weer sien. Geniet die dag verder. Dit reg, lekker naweek. Bye bye. Okay, totsiens almal.